Lukas 4 vers 18 het hierdie woorde, die Gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hoor jy die volgorde? Die Gees is op my omdat hy my gesalf het. Wat is die doel van die salwing? Om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Dus daar's nog iets. Hy het my gesalf, punt 1, om die evangelie te bring, punt 2, om te genees, stikkende harte te genees. God wil stikkende harte genees. Vers 19, om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Maak nie saak wat se binding, wat se ketting van die hel op jou lewe is nie. God wil hê jy moet vry wees van depressie, van teleurstelling, mismoedigheid, van die angs en vrees wat die duiwel op jou wil sit. Hy sê om die gevangenes vrylating te verkondig, aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Weet jy wanneer begin die aangename jaar van die Here in jou lewe? Die oomblik wanneer jy Jesus in jou lewe ontvang. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Die aangenaamheid van die Here begin wanneer jy hom in jou lewe ontvang het, wanneer die Gees op jou kom. Ek wil dit weer hierdie vers vir u lees. En dan wil ek hê jy moet kyk na die volgorde en ek klem veral vers 18. Die Gees van die Here is op my. Hierdie vers haal Jesus aan. Dis 'n aanhaling uit Jesaja uit Jesaja 61. En Jesus sê eintlik ek is nou die vervulling van Jesaja 61. Dit wat Jesaja 61 sê gaan gebeur, gebeur nou in julle midde. Soos Jesus stap daar in die tempel in, hy gaan maak die boekrol van Jesaja oop wat toe al geskryf was en hy lees hierdie vers en hy sê vir hulle voor julle oë is hierdie vers vandag vervul. Die Gees van die Here is op my. Met ander woorde, vir Jesus om wonderwerke te kon doen, moes hy eers die Gees van die Here hê. Selfs Jesus moes eers die doping met die Heilige Gees, om dit so te stel, te hê. Want die Gees, het jy gelees in jou Bybel staan, het soos 'n duif op hom neergedaal. Jesus kon niks doen voordat die Gees nie soos 'n duif op hom neergedaal het nie. Die woord Christus beteken dan ook die gesalfde een. The anointed one. Dis dieselfde wat Messias beteken. Messias is net Hebreëus vir die Griekse ekwivalent. Messias en Christus. Messias is Hebreëus, Christus is dan Grieks en dit beteken die gesalfde een. Voordat hy op aarde sy wonderwerke kom doen het die Gees eers op hom neergedaal. En nou het ek vir jou 'n groot verrassing vanmôre. Die woord van die Here noem ons Christene. Dit beteken gesalfdes. Christene. Gesalfdes. Waarom het Jesus aarde toe gekom? Kom ons lees weer ons vers. Kyk of ons dit kan kry. Vers 18, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Soos wanneer is die Gees op jou? Wanneer hy jou gesalf het. Die Gees is nie sommer op elke Christen nie, alhoewel elke gelowige wat tot geloof gekom het, het die Gees binne hom, maar elkeen het nie die Gees op hom nie. Jy moet eers gesalf word om dit te kry. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie te verkondig. Soos jy kry nie hierdie spesiale salwing net om lekker te voel nie. Het jy al agterkom, u wat in die Gees van die Here al beweeg het, sal weet waarvan ek praat. Die oomblik wanneer die Gees van die Here, wanneer jy bewus is dat hy op jou is, verander jy van persoon. Wie weet waarvan ek praat? Jy word so dapper soos 'n leeu. Dit vat die bangheid uit jou uit weg. Die oomblik wanneer God vir jou iets sê en jy ervaar nie die Gees is op jou nie,
Dikwels sal jy huiwerig wees om dit te doen. Maar wanneer die Gees op jou is, doen jy goed wat jy normaalweg glad nie sal doen nie. Wanneer julle my agter die preekstoel sien, kan ek dalk anderster lyk as wat ek daar in die dorp lyk, alhoewel die Gees van die Here altyd in my is, maar daar is sekere tye wat jy bewus word van sy krag en sy karakter, en sy heerlikheid op jou lewe. Dis wat ons begeer, om in daardie dimensie in te beweeg, wat ons bewus is van sy Gees wat op ons is. En Jesus sê, die Gees van die Here is op my. En hy lees dit uit die boek Jesaja uit. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te bring. Wanneer jy die Gees op jou het, dan kom daar die dapperheid in jou om die evangelie te breek. Ek onthou, ek was skaam om oor Jesus te praat. Was daar nog iemand wat voor sy invulling en voordat die Gees van God op jou gekom het skaam was? Kan ek die hande sien? Wie van u het al tot geloof gekom en toe was jy nog steeds skaam, soos wat ek skaam was? Jy het al tot geloof gekom, maar jy was nog steeds skaam. Maar toe die Gees op jou kom, toe wil jy die evangelie breek aan almal. Dis wat gebeur. Jesus sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te bring. Die Gees kom nie op jou sonder 'n rede nie. Alles in die lewe het 'n doel, het 'n funksie. Hierdie pen in my hand, se funksie is om te skryf. Sy funksie is nie om my naels skoon te krap nie, dan misbruik ek dit. Sy funksie is om te skrywe. En wanneer ek iets gebruik in sy funksie, dan word die ontwerper van hierdie pen, word geloof. Die ontwerper van jou lewe sê, ek het iets wat ek op jou wil uitgee, die salwing van die Heilige Gees, sodat jy 'n Christen kan wees. Christen beteken gesalfde. Jy sien, toe Jesus opgevaar het op 'n sekere punt in Handelinge, toe noem hulle Christene, want hulle sê, daar is nie nou net meer een Christus nie, die wêreld is nou vol van hierdie, noem dit dan nou mini-Christusse, want oral is die salwing van die Heilige Gees. Wil jy nie vir die een langs jou sê, ek is 'n Christen? Mense gebruik hierdie woord los en vas en hulle weet nie wat dit beteken nie. Nou as jy nou werklik dapper is, draai na die een aan die ander kant van jou en sê vir hom, ek is 'n Christen. Julle klink vir my 'n bietjie stil, vriende. Nee, tap 'n bietjie dan die een voor jou, kom ons probeer 'n bietjie harder. Sê ek is 'n Christen. Dit klink al 'n bietjie beter, maar ek wil dit nog so 'n bietjie beter hê. Sê saam met my, ek is 'n Christen. Dit beteken jy's 'n gesalfde om die evangelie aan armes te bring. Armes is nie finansiële armoede nie. Elkeen wat die Here nie het nie, is brandarm. Ek ken mense wat dalk 'n miljonair is, maar hulle is so arm soos arm kan arm wees. Want hulle het nie Jesus nie. Jy kan 'n miljoen rand in die bank wees en brandarm wees. Hy sê, die evangelie aan my verkondig of die salwing op my gesit om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. God wil hê mense wat stikkende harte het, moet opgetel word. En dan gaan hy aan en hy praat van die herstel van blindes, genesing, en 'n aangename jaar van die Here. Kom ek lees dit vir u net in Jesaja 61 ook. Jesaja 61 vanaf vers 1. Want Jesus het mos nou hierdie boek gevat toe hy in die tempel aangestap het, en toe was hierdie boek al geskryf van Jesaja 61, en hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind gebrokenis van hart, om vir gevangenes vrylating uit te roep, vir geboeidenes opening, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here. En dan gaan hy nou aan oor wat die salwing doen. Die salwing is nie net vir die redding van siele nie, dis ook vir genesing van hierdie liggaam. Dis hoekom skielik raak jy dapper om vir 'n sieke te bid. Toe ek eers die salwing het, my oupa se suster kom daar eendag by die huis aangestap, sy het, nou het ek die salwing gekry as jong man. Kom daar aangestap, sy het van Kindsdag, nou dis nou ou mense, groot mense nou al gewees.
Ek meen vandag se lyk ou ek is nou ook al grys, maar ek dink nog nie ek is oud nie, maar daai tyd dit was ou mense, dis my oupa. En die tannie kom nou aangestap en sy sê sy het van geboorte van kunstig af asma. Maar omdat ek die salwing het, is ek nie bang om vir 'n ouer mens te bid nie. En ek sê tannie, kan ek vir jou bid? En die Here genees haar op daardie oomblik vir jare. Tot haar sterfdag het sy nooit weer 'n asma aanval gehad nie. Want die salwing maak jou dapper soos 'n leeu en jy sal iets doen wat jy normaalweg nie sal doen nie. Toe die salwing op my rus, toe kon ek nie meer stil bly in die skool nie. In ons Bybel godsdienstklas, toe praat hulle oor die doop en ek sê juffrou, kan ek julle ook vertel oor die doop? En sy gee my 'n hele klas, 'n hele sessie om die kinders oor die doop te leer. Skielik is ek nie meer skaam nie, skielik is ek nie meer bang nie, skielik wil ek van Jesus praat. Ek stap na die oom, net nadat ek die salwing ontvang het, oorkant die straat, ek sê vir hom, ken jy Jesus? Hy sê vir my, ja, hy is 'n ouderling in sy kerk. Ek sê, hoe weet oom gaan hemel toe? Hy sê, ek is 'n ouderling, dis hoe ek weet. Ek sê, dit kan nie al wees nie, oom. Hy sê, ek het my Bybel al een keer deurgelees, dis hoe ek het weet. Ek sê, oom, dis nie hoe mens weet of jy hemel toe gaan nie. En ek wat 'n ou seentjie, 'n hoërskoolseun is, praat met die oom oorkant die straat, want die salwing maak my so dapper soos 'n leeu. Hy het hierdie salwing nie vir jou gegee om dit te geniet soos wat jy 'n boksie Smarties sal opeet en in jou mond afgooi nie. Of jelly tots of watter lekkerny ook al nie. Hierdie salwing het 'n rede sodat jy 'n Christen kan wees. Sê saam my Christen. Om siekes te gaan gesond maak, om dooies op te wek, om vir asma gevalle te bid, om vir 'n oom oorkant jou straat te gaan bid en te gaan sê, oom, kan ek saam met jou bid om Jesus as jou saligmaker aan te neem? Al is hy 'n ouderling in watter kerk. Jy het nie die salwing gekry vir hoendervelvleis op jou liggaam en om saggies nou en dan in tale te praat nie. Weet jy wat doen hierdie salwing? Ervaar ek in my persoonlike lewe. Ek ervaar dat God praat gereeld en dikwels en daagliks met my. Wanneer ek stil raak, al is dit net vir 'n minuut, kan ek vir jou na 'n minuut sê wat sy gees vir my gesê het. Want die oomblik wanneer jy die salwing ontvang het, wanneer dit op jou rus, is dit soos 'n oop kanaal tussen jou en God. Jy raak bewus van sy teenwoordigheid op 'n ander vlak. Lukas 24 voor die Pinksterdag praat van hierdie gebeurtenis wat nou sou kom. Wat ons nou gesalfdes sou word, Christene. Nou skryf Lukas 24, dit is volg hierdie een vers, en ek wil jou aanmoedig om saam met my soontoe te blaai, dis hoekom jy mos 'n Bybel het om daarin te blaai en te lees. Lukas 24 vers 49, hy sê so, en kyk, sê saam my kyk. Kyk beteken mos nou kyk. As jy nie lekker kan sien nie, dan sit jy jou brille op om beter te kan kyk. Hy sê, en kyk, God wil hê jy moet nou iets raak sien. Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Dis daai belofte van hierdie salwing, van die Heilige Gees. Dis daai belofte van die anointing. Ek stuur dit op julle. Dit gaan nou nie meer een Christus wees nie. Dit gaan nou Christene wees. Dis hoekom hy sê, dis voordelig dat ek weggaan, dan is daar nie meer een net 'n Christus nie, ek is nog daar, maar ek gaan multiply met hierdie salwing, in elkeen van julle, daar gaan Christene wees. Nou kom ons lees weer, vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat, sê saam my totdat, baie belangrik, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So is nog iets van hierdie salwing wat op julle is, wat jy ontvang het om 'n Christen te wees, is dit gee jou krag uit die hoogte, sê saam my krag. Jy moet in Jerusalem wag totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dis wat jou dapper maak, bold as a lion. Dis wat maak dat ek hier kan staan, ek is geen spreker, jy moet my nie misverstaan nie. Ek praat nie soos ek hier praat elke dag by die huis nie.
Dikwels luister ek na my eie boodskappe na die tyd, dan sê ek vir myself, dis onmoontlik dat 'n mens so kan praat. Dis onmoontlik. Want dit is die salwing wat deur my beweeg. Ek herken myself nie wanneer ek na myself kyk op boodskappe. Maar wat doen hierdie salwing? Dit gee jou krag, sê daai vers wat ons nou gelees het uit die hoogte uit. Dit verander jou in 'n leeu. Maar julle moet wag in Jerusalem totdat. En hier is tog iets belangriks daarin. Baie mense het nog nie hierdie doping ontvang. Julle het die Heilige Gees, want as jy tot bekering kom, het jy die Heilige Gees, maar dit is nog nie op jou nie. En party mense dink is net 'n kits resep. Here, doop my met die Heilige Gees, en party het dit so kits ontvang, en ek dank die Here, hulle het dit vinnig ontvang. As 'n broer, hy het nie eens geweet van die doping met die Heilige Gees nie, dan ontvang jy dit in die kerk, dis fantasties. Andere wag. Party hou op met wag, en hulle gaan dit nie kry nie, want hulle wil nie wag en bid daarvoor nie. Wag in Jerusalem totdat. Jy moet 'n mentaliteit hê om te sê, ek sal nie ophou voordat ek hierdie olie op my lyf gekry het nie. In die Ou Testament het hulle 'n koning gesalf, hulle het 'n dier se horing gevat. En het hulle hom vol olie gegooi. En dat hulle dit op die koning uitgegiet. Dan word hy 'n koning. Die priester het dit op hom uitgegiet, of die profeet. God sê, ek wil julle elkeen salf as konings en as priesters, maar nie met die olie van een of ander boom nie, met my salwing van die Heilige Gees. En dis hoekom op Pinksterdag het daar 4 vlamme op elkeen se hoof gerus. Wat doen olie en vuur? Olie is petrol vir vuur. En hy sê, van nou af sal julle brand vir my, want julle die olie van die Heilige Gees in my. En Petrus was so bang, hy was die ene bibberasie. Die Bybel sê, toe hy in die voorhoewe was, en hulle sê vir hom, toe Jesus gevange geneem word, jy is ook een van sy volgelinge, toe sê hy, ek ken hom nie. Hulle sê hom weer, maar jou stem klink soos hulle, hy sê, ek weet nie waarvan julle praat nie. En toe begin Petrus te vloek. Die Bybel sê, hy begin 'n vloek om te sê, ek ken hom nie. Maar 'n klompie dae daarna, 50 dae daarna, toe word die vlam in sy lewe aan die brand gesteek. En hierdie vloeker verander in 'n predikant. Hy het Jesus geken, hy het geweet wie Jesus is. Hy het 'n verhouding met hom gehad. Maar die salwing het hom dapper gemaak soos 'n leeu, en hy preek, en op een dag kom 3000 siele tot bekering. Hy is nie meer skaam om te sê wie hy is nie. Hy is nie meer skaam om te sê waarvandaan hy kom nie. Die salwing is daar, liewe Christen, sodat jy hierdie olie sal vat en siekes sal gesond gaan maak. Amen of amen. Wat kies jy om te sê? Amen. Hierdie salwing is op jou sodat jy vir iemand kan gaan bid in die straat. Hierdie salwing is op jou sodat jy in die hospitaal kan gaan stap en jou hande op 'n sieke kan lê en hy gesond kan word. In Johannes 2 daar agter in jou Bybel, laat jou bladsye gou ritsel, of as jy op die foon kyk, laat jy gou scroll, maar sit, maak net seker dat al die ander modes is af. 1 Johannes 2 vers 20 agter in jou Bybel. En julle het die salwing. En julle het die salwing, jy weet alles. Weet jy, die oomblik as jy die salwing het, gaan jou brein oop, en jy begin goed te weet. My kinders het baie vir my gesê, papa, hoe weet jy dit? Ek weet dit nie. Die Gees van die Here is op my om dit te weet. Ek weet dit nie. Baie keer sal mense vir my vra, hoe weet jy dit? Ek sal in die kerk staan en sê, so sê die Here, of ek sal sê, jy het 'n pyn in jou been, of ek sal sê, jy het asma probleem, hoe weet jy dit? Ek kan dit nie verklaar nie, ek weet net, dit is die salwing van die Heilige Gees, wat vir my sê,
Jy weet dit. Ek stap eendag in die kerk en so aan die begin van die jaar iewers en ek voel hier's 'n donker mag in hierdie kerk. Dit is bes op 'n weeksdag. Iemand vra vir my na die tyd, hoe het jy dit geweet? Ek weet dit net. En ek begin te bid totdat daardie donker mag uit hierdie plek uit vlug. En ek die krag van die Here hier ervaar. Hoe weet jy dit? As jy die salwing het, begin jy goed te weet. Maar dis nie vir dit of dat nie. Die gees van die Here rus op my om die evangelie aan armes te bring, gebrokenes van hart te genees, om sondaars by Jesus te bring, om siekes gesond te maak. Pastoor, nou, hoekom moet siekes gesond gemaak word? Die Bybel sê, 'n ongelowige geslag het wonders en tekens nodig. Hulle het nodig om te sien dat God genees. Hulle het nodig om te sien dat daar 'n God is wat wonders doen. Hulle het nog nodig om te sien dat asmas genees. En dat nierstene kan oplos. En dat blindes kan sien en dowes kan hoor. Ek sal aanhou totdat hy my kom haal. Ek kan nie ophou nie. Daar's 'n salwing op my wat my nooit kan keer nie. Hy sê en julle het die salwing. Die oomblik as die salwing op jou is, het jy dit. Jy het dit en jy het dit. Maar jy moet dit aanwakker hier binne in jou. Jy moet dit vat en aanmoedig. Ek kan nie die salwing in jou lewe aanmoedig nie. Jy het dit klaar as gelowige wat gevul is met die Heilige Gees. Het jy dit, maar ek kan dit nie vir jou aanmoedig nie. Bybel sê fan the flame, wakker die genadegawes wat God deur genade vir jou gegee het deur die handoplegging, sê vir Timoteus, jy moet dit aanwakker. Die King James sê, Engels sê fan that flame. Jy moet hom aanblaas. Jy moet van jou kant af sorg dat jy naby die vlam van die Heilige Gees is. Wigglesworth het die volgende gesê, I would give all the gold and the silver in the world for just 5 minutes under the anointing of the Holy Spirit. Hy sê by implikasie, al die goud en silwer van die wêreld, as ek net 5 minute kan koop onder die salwing van die Heilige Gees, sal ek dit alles, al die goud en silwer, daarvoor betaal. Vyf minute onder sy salwing verander jou lewe so, is meer as al die geld in die wye wêreld werd. Wanneer hierdie salwing op jou kom en jy verander soos 'n leeu, sê Oral Roberts die volgende. Hy sê, it's not that you don't know what's going on around you. Sê dat jy nie bewus is wat om jou aangaan, jy is te volle bewus wat om jou aangaan. But you are keenly aware of the unction, the guidance, and the power of God. Jy raak meer bewus van die teenwoordigheid, die leiding en die krag van die Heilige Gees. Ek wil sê kerk, as ons nie die Heilige Gees meer erken wat ons ontvang het na die kruisiging van Jesus op Golgotha nie, dan is ons 'n arm kerk. As ons nie meer die leiding van die Heilige Gees het, die sing 3 koortjies, doen 'n gebed, bring 'n 5 minute preek, gaan huis toe, dan is ons die armste van armstes. As jy nie meer ruimte in jou lewe toelaat vir die vloei van die Heilige Gees nie, dan is jy arm. En eintlik verander jy in 'n sondaar, want jy word ongehoorsaam vir die groot roeping wat op jou lewe sit om gesalfde te wees en om siele te gaan red. Miskien is daar iemand in hierdie plek wat vanmôre sê, pastoor, ek weet nie waarvan jy praat nie. Dan is dit vir jou vir wie hierdie boodskap gebring is, sodat jy sal begin bid en wag daarop totdat dit gebeur. Miskien is daar iemand anders wat sê, ek weet waarvan jy praat, maar ek is ongehoorsaam. Ek laat nie hierdie salwing vloei wanneer ek bewus word daarvan om vir siekes te bid nie. Dan is dit vir jou vir wie hierdie boodskap is, sodat jy jou mandaat en jou roeping sal gaan uitvoer. Oral Roberts het ook die volgende gesê, the anointing when it comes on you, it removes all fear,
all doubt, dis nou wanneer jy soos die leeu word, it fill you with a holy boldness. Jy moet altyd onthou, wanneer hierdie salwing op jou beweeg, dat dit nie jy is nie. Jy moet dit nooit vergeet. Dis die fout wat baie mense maak, hulle dink dis hulle wat grand geword het. Jy moet nie vergeet waarvandaan jy kom nie. Jy moet nie vergeet waar hy jou uitgehaal het, die baie diep, haal hy my uit. Dis hierdie fout wat die duiwel sy posisie in die hemel gekos het, hoogmoed, arrogansie, eie waan, en hy wou hom bo God geplaas het, want hy sien toe, dat hy mooi is. Mooi, ja, die Bybel sê, hy was volkome in al sy weë, dis die Satan. Hy was mos 'n hemelbewoner, jy weet dit mos. Daar word beweer dat hy oor die musiek van die hemel was. Volmaak in sy skoonheid, sê 'n ander skrif. Totdat, sê die Bybel, hy hom verhoog het en aan bokant die ander seuns van God wou stel. En hy sê hy wou hom bokant God stel. Hierdie salwing sal tot jou voordeel dien. Maar as jy by daardie totdat kom wat jy dit vir jouself toe-eien en dink dis jy wat smart is, kan dit tot jou val. Jy moet nooit vergeet, dis God wat jou gesalf het. En dis God wat die kragtige werk in jou doen nie. En jy moet nooit vergeet dat hy sy eer met geen mens deel nie. Al die eer kom hom toe. Hy deel dit met geen mens nie. Daarom moet jy baie versigtig wees wanneer mense aan jou lof toe swaai. Om huis toe te gaan en by die huis moet jy jou hande oplig en sê, Here, al die lof, al die eer, al die aanbidding kom hier toe. Weet jy wat gaan die wêreld wen? Ek dank God vir ons pragtige musikante. Ek dank God vir almal wat my help om te bedien hier, want ek kan dit nie sonder hulle doen nie. Kan dit nie sonder hierdie mense doen wat in die kerk werk nie. So julle span van 8:45 elke Sondag en in die aande voor dienste wat reeds hier begin werk om alles in plek te kry. Ek kan dit nie doen sonder hulle. Ek dank God daarvoor. Maar bo alles kan ek dit nie doen sonder die Heilige Gees. Maar jy moet vandag weet, dis nie ons mooi tegnologie span wat die wêreld sal red nie. Dis ook nie ons mooi liedere en die toonhoogte waarin ons dit sing wat die wêreld sal red nie. Dis ook nie die klere drag wat jy dra wat miskien uit Gucci of wat is hierdie mame wat julle van praat, Tramozini of Gucci of wat se woorde, ek weet nie wat se woorde julle gebruik nie. Beer of bear of sulke goeters. Dis nie daai wat siele gaan red nie. Jou kyk kan so om of so omgekan word, dis nie dit wat siele gaan red nie. Ek is oortuig daarvan dat dit die besoeke, die manifestasies en die demonstrasies van die Heilige Gees is wat siele sal red. Ek wil dit weer sê, die besoek, die manifestasie en die demonstrasie van die Heilige Gees wat siele, wat die wêreld gaan wen, that's gonna win the lost. Wanneer Christus gepreek word met tekens, wonders en kragtige dade, ons kan die mees fynbesnaardste stem hê, die mees afgerondste taal gebruik in die wêreld en die mees fantastiese spreuke. Dit gaan nie siele wen nie, dit sal mense beïndruk, ja. Mense sal sê, jy sing mooi en jy praat mooi, maar dit gaan al nie na hulle knieë toe dwing nie. Jy het hierdie salwing nodig, en jy het die salwing, sê 1 Johannes 2 vers 20, wat ek vir jou gelees het. Jy het daar die salwing, en dit gaan van jou afhang, wat jy met daar die salwing gaan maak. Handelinge 1 vers 8 is so duidelik, een van die mees bekende verse, van daar die klomp wat onder jou top 10 tel, hy sê,
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Krag is daardie boldness, daardie olie, daai Heilige Gees, daai wat jou in 'n leeu verander. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees. Dit sê hy voor Pinksterdag. Hy sê dit vir hulle nagenoeg 10 dae voor Pinksterdag. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem. Baie mense probeer getuig en hulle het nog nie die krag op hulle nie. Hulle probeer. Met die klem op probeer. En dis mooi, dis edel, dis pragtig. Maar eintlik sê God dat dit nie so mooi is nie. Hy sê jy moet gaan wag in Jerusalem totdat jy hierdie salwing ervaar. Want dan gaan jy met 'n missie, met 'n doel. Wat is jou taak, broer? Jou taak is om siekes gesond te gaan maak, dooies op te wek en om die evangelie te verkondig. Jy kan dit net doen met die salwing. Jy's daarom dan vandag in een van 2 klasse. Jy's of onbekeerd, met Jesus nog aanneem, een van 3 klasse, of jy's bekeerd en jy het nog nie hierdie olie op jou ervaar nie, of jy het hierdie olie op jou ervaar en jy's ongehoorsaam. As jy in die eerste klas is, gee jou hart dadelik vir Jesus. As jy in die tweede klas is, dan moet jy ook probeer groei, dan moet jy sê ek gaan wag totdat, sê saam my totdat. As jy in die derde groep is, dan moet jy sê Here, waarom wag ek nog? Laat ek vanmôre vir iemand bid vir die salwing van die Heilige Gees. Die wêreld het tekens en wonders nodig, vriende. Die wêreld het Jesus nodig soos nooit vantevore nie. En my beste, mooiste preek en jou mooiste preek gaan dit nie meer doen nie. It's not going to do it. It ain't gonna happen. Die wêreld het nodig dat daar wonders en tekens plaasvind. Kom ons staan op ons voete in hierdie huis. Sal jy saam met my staan? Terwyl die musiek, terwyl mens gereed maak, wil ek net die volgende sê, jy kan solank die oë sluit, net in kontak kom met die Heilige Gees. Jy kan jou oë net so gesluit hou. Jy weet presies waar jy op hierdie glyskaal is. Hierdie maatstawwe op hierdie skale, op hierdie weegbakke. Jy weet presies waar jy is. Jy weet of jy jou hart vir die Here gegee het, jy weet of jy dit nie gedoen het nie, jy weet of jy 'n gelowige is, jy weet of jy nie is, jy weet of jy gesalf is, en jy weet ook vanmôre of jy gehoorsaam is deur hierdie olie te gaan gebruik. Want weet dit, as jy ongehoorsaam is, gaan jy eendag voor die lewende God staan, en hy gaan jou verantwoordelik hou daarvoor. Want jy was die gesalfde by jou werk of in jou omgewing, in jou kringetjie, en jy het dit nie gebruik. Jy moes Christus wees vir hulle rondom jou, want hy skyn mos deur jou. Jy weet waar jy is vanmôre. Wil jy so bidend staan, wil jy nie jou hande vat en hulle so voor jou gesig so oplig. Dan praat jy met daardie hande, dan sê jy vir daai, nee, God wil hierdie hande gebruik. God want to use these hands. God has anointed these hands. Agter in die kerk staan, sit 'n pragtige dame. Ek het daar in die parkeerarea ontmoet hier voor ons kerk in die week. Dan my salwing op my is. Sy staan toe daar op my parkering. Toe sê ek vir haar, sy moet Sondag boete, sy moet Sondag in die kerk wees. Dis haar boete, sy moet die wees. Ek sê vir haar, as jy daar stop, jy eintlik preek. Hierso is sy in die kerk vanmôre. Wat het ek gedoen? Ek het daai salwing, baie geluk, ek is baie trots op jou, hoor. Ek het daardie salwing wat binne in my is, net laat vloei. Ek is seker jy kon die salwing op my lewe ervaar, dit het jou nie afgestoot nie. Dit het jou nader getrek. Baie welkom, hoor.
En soos hier baie van julle, ek het julle persoonlik genooi van julle. Hy dame is nie die eerste ene nie, is baie van julle. Maar jy nie vanmôre sê, Lord, use these hands. Here, gebruik hierdie mond, sit jou hand so op jou wang neer, Here, gebruik hierdie mond. Die salwing rus op hierdie mond. Ek het die salwing. Sit jou hand op jou kop en sê jy, Here, gebruik hierdie brein, want die woord sê, jy het die salwing, nou weet jy alles. Maar Here, ons weet dat die brein word onvrugbaar wanneer die salwing begin beweeg. Here, laat hierdie brein tog nie in die pad van die salwing sal staan. Wys jou hande so na jou voete. Sê voete, jy sal beweeg waar die Gees jou lei. Daar iemand in hierdie plek wat 'n pyn in sy liggaam het, wil jy vorentoe kom, maar wil ek my hand op jou skouer sit. En God vertrou. Ek kan mos nie so 'n diens afsluit sonder om vir jou te bid nie. As jy pyn in jou liggaam het, kom gou vorentoe dat ek vir jou kan bid. Al kondisie wat jy vanmôre nodig het, is om te sê ek glo. Dis die grootste krag in die wêreld wat jy het. As geen groter krag as die krag van geloof. Het jy geweet dat jy het geloof? Daar bestaan nie so iets dat 'n mens nie geloof het. Elke mens het 'n mate van geloof. En as jy vorentoe kom, wil ek vanmôre hê jy moet sê ek stel geloof in werking. Is dit alraai? Kyk al die mense wat hier voor staan. Ek stel geloof, wie wat op die kamera na my kyk. Hou die kamera op my. Sê ek stel geloof in werking. Jy het geloof. Party mense sê hulle glo nie in God nie, hulle lieg. Want die Bybel sê elke mens het 'n mate van geloof. Party sê hulle is ateïste, hulle glo nie in God nie. Dis 'n keuse wat hulle gemaak het om nie hulle geloof te aktiveer nie. Selfs 'n sondaar het geloof. Want hoe kan jy tot geloof kom as jy nie geloof het? Jy het vanmôre 'n mate van geloof. En al wat jy doen wanneer jy vorentoe kom, is jy sê, Here, I change my allegiance. Ek verander dit wat ek die hoogste stel. Ek sit U hoër as my antwoorde. Ek sit U hoogste bokant alles. Dis wat geloof is. Ek sit U bokant my omstandighede. En dis 'n keuse wat jy vanmôre maak. Ek gaan by elkeen verbystap. Pastoor Johan Kraus, kom staan hier voor by my. Jy gaan saam met my bid vanmôre. Jy gaan saam met my bid. As jy olie by jou het, bring dit saam met jou. Ons gaan ons hande op U lê. Only believe. Speel. Jy wat in die bank is, jy steek jou hand in die lug. Jy raak 'n deelnemer, nie net 'n persoon wat op die kant lê. Jy raak 'n deelnemer en jy sê, Here, ek neem U aan as my saligmaker. Of jy sê, Here, doop ook my hande vanmôre. Baie dankie Pastoor Johan. Jy kan vir ons hier begin bid van 'n kant af. Jy's 'n kosbare getuie. Marita, jy moet daai getuienis van jou bring een of ander tyd van hoe God jou genees het in hierdie diens. Was ek 'n maand terug. Toe sy wonderbaarlik genees vir iets wat sê, hoeveel jaar was jy siek? Oor die 20 jaar was sy siek gewees. En in hierdie kerk 'n maand terug genees God haar. Sy het hier voorgestaan. Toe genees God haar. Oor die 20 jaar. En wat jy doen vanmôre sê, Here, ek sit my allegiance. Ek sit my vertroue op U, my hoop. Sit dit nie meer op die regering, op die keiser nie. Ek sit dit nie op die hulp van een of ander vryheidsbeweging. Ek sit dit nou bokant. Ek sit dit op U. Vertrou U vir volmaakte genesing. Pastoor Johan Grobler, het jy olie by jou? Kom vorentoe, kom begin bid vir hierdie mense, ek sal vir jou olie gee. Jy begin aan hierdie kant bid. Kan julle broers, kan julle net so 'n bietjie terug staan dat die broer by julle kan uitkom? Here, ek weier om 'n slagoffer te wees.
Vanmorgen sit ons hande op mense en ons genees hulle in die naam van die Here. Lord, I believe. Suster, ek salf jou in die naam van die Here. Ek beveel hierdie kranke gees om jou liggaam te verlaat en nooit weer na jou terug te kom nie. En ek sê, wees genees. Deur sy wonde is jy vanmôre genees. Ek sê jou kranke gees, laat jy nou gaan en hierdie liggaam verlaat en nooit weer terugkom nie. Satan, die bloed van Jesus is teen jou. Ek breek jou werke. Wees genees. In die naam van die Here. Wees genees. Jou kranke gees, jy los hierdie liggaam. Jy sal nie verder manifesteer in hierdie liggaam met jou pyle nie. Jy sal nie verder manifesteer met jou aanslae nie. Ek breek jou krag van hierdie liggaam van nou af tot in ewigheid. Laat jy gaan. Jou vuil gees, jou onreine gees, vul U aan met U Heilige Gees, o Here. Bid dit in Jesus naam. Bid dit in Jesus naam. Hitalabashena labarabandia. Kinalabashena labarabababahandia. In die naam van die Here, wees genees. Ek kom teen jou kranke gees. Lang genoeg het jy hierdie liggaam torment. Lang genoeg het jy hierdie liggaam aangeval. Satan, die bloed van Jesus is teen jou. Beveel jou om hierdie liggaam te los. In die naam van Jesus, laat jy gaan. Laat jy gaan. In die naam van die Here, ek trek jou uit hierdie liggaam, uit jou kettinge, jou bande van ellende. Ek dryf jou uit hierdie liggaam uit in die naam van Jesus. Dryf jou uit hierdie liggaam uit. Sê saam met ek is genees. Deur sy wonde. Dankie Jesus. Jy het die werk gedoen. Jy het die werk gedoen, Here. Jy het die werk gedoen. Ek dank U daarvoor. Ronald, dis vir jou wat ek gesterf het. Salf jou in die naam van die Here en ek haal hierdie kettinge van jou af. Dankie Here dat U genees. U doen ver bo wat ons kan bid, dink of vra. En deur die wonde is hy genees. Maar sal jy getuienisse ontvang? Sal jy getuienisse ontvang van wat U in hierdie liggaam gedoen het? Jesus naam. Vyand, jy trek jou slaaf van hom af. Christus het klaar die slaaf gevat. Christus het klaar die kruis gevat. Jy haal jou houe van hom af. In Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, ek gaan net nou vir Marita kans gee om net kortliks daai getuienis, as jy kan, kortliks te vertel van 'n 20, ek dis 'n 10 jaar of 20 jaar, hoe lank? Wys hy met jou hand? Amper 20 jaar was sy siek en sy word 'n maand terug in hierdie kerk genees. Geen dokter kon haar gesond kry nie. Hy het daar gesê, daar's nie hoop nie. Maar my God is daar hoop vanmôre. Ek voeg my geloof by my broer. Voeg my geloof saam met my broer. Deur die wonde is hy genees. Elke nierprobleem is opgelos. Elke nierprobleem is opgelos. Dit los op in Jesus naam. Johan bid hierso. Pastor Johan Kraus is nog, my suster kom bid vir haar. En alabash en alabahad. Ja, sing dit vir ons. Sy hier oomlik nog net so in aanbidding bly. Vriende, so voorreg om jou te praat. Ek glo jy het hierdie woord ontvang. Ek wil vir jou een opdrag gee. Gaan uit. Gaan lê jou hande op siekes. Gaan preek vir die sondaars.
God hou jou verantwoordelik. En as jy nie bewus is van hierdie salwing nie, begin te wag daarop, te bid daarvoor, totdat. Sê saam met totdat. Ek wil jou vra om ook ons gemeente te ondersteun finansiëel, om jou tiendes, jou offergawe, moet na jou kerk toe gaan. Waar jy ook al aanbid, jou tiendes. Maar as jy nie iewers betrokke is, die skakel in. En as jy nog steeds nie aangeskakel het, laat jou tiendes inkom na hierdie huis toe, na hierdie gemeente toe. Jou offergawes, baie belangrik, want jy kan God nie vertrou en glo vir 'n wonderwerk as jy hom nie eers vertrou het met die minste. Dis jou tiende. Mag God vir jou deurbrake gee. Stuur vir my 'n WhatsApp met die woord ondersteun en ek stuur graag vir jou ons bankbesonderhede. Mag God jou seën uitermate ver bo wat jy gedink het. Volgende keer, bye.